Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, gee ons asseblief vandag insig en wysheid in u woord. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 12 vers 26. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Die wêreld en tyd waarin ons leef maak baie van onafhanklikheid en om selfonderhoudend te wees. Hierdie idee om as individu selfstandig te funksioneer is mooi en goed, maar kan nie noodwendig net so op die geestelike verstaan van die kerk van toepassing gemaak word nie. Die beginsel wat Paulus verduidelik is dat gelowiges interafhanklik is, eerder as onafhanklik en selfonderhoudend. Dit beteken nie om net afhanklik te wees nie, maar dat als en almal soos 'n netwerk aan mekaar verbind is. In die gedeelte waarmee ons besig is, verduidelik hy onder andere dat gelowiges funksioneel van mekaar afhanklik is. Hy argumenteer dat die oog, hand, voet, elke deel van die liggaam die ander nodig het. Om mekaar nodig te hê, het baie kleure. Interafhanklikheid is groter as wat ons met die eerste oogopslag sou dink. Paulus sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Wat beteken ons is geestelik van mekaar afhanklik? Met die woorde, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Daarmee impliseer hy, ons is funksioneel van mekaar afhanklik. Hy merk ook op, as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Gelowiges met ander woorde ook emosioneel interafhanklik van mekaar. Wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref, moet julle ook maak soos ek dit in die gemeentes van Galasië gereël het, sê Paulus. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Materiële afhanklikheid speel dus ook in die kerk 'n rol. Julle selfverheffing is nie mooi nie, sê Paulus. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Een so sonde deurtrek met ander woorde almal. Hiermee kom morele konneksie op die tafel. Hy het ook verduidelik dat hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Hiermee word sakramentele interafhanklikheid geïmpliseer. Wat rondom die nagmaalstafel gebeur, het individuele neeweffek, maar ook liggaamlik op grond van ons verbondenheid met mekaar. Gelowiges is ook wat kommunikasie betref interafhanklik van mekaar. Paulus skryf, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Dit is baie duidelik dat ons in verbondenheid met mekaar moet lewe, in feitelik elke opsig van ons bestaan. Gelowiges kan nie gediskonnekteer leef nie. Ons het mekaar nodig as liggaam van Christus. Kom ons bid saam. Here, ons is in U gewortel en besef ook dat ons mekaar nodig het. Help my daarom, Here, deur die Gees om daar vir ander te wees, maar ook om ander se daar wees in liefde te ontvang. Amen.